Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Welkom terug, dit is tyd vir volgens grandbesprekings en Sharonika Nel sluit volgend by ons aan. Goeiemôre. Môre julle. So lekker om jy te hê op 'n donderdag, soos wat ons nader kom aan Kersfees. Het jy 'n gunsteling Kersfeesfilm? Ek hoor nou jy sê jy kyk Home Alone. Ek kyk elke jaar, kyk ek al 3 eintlik en ek het die 4de een per abuis gekyk verlede jaar. En dis tradisie vir my, 100%. En ek is Pierre, moenie jou gesig so vir my trek nie. Wat doen julle op Kersdag? Ek is ook stout vir enige, ek weet hulle gaan by mekaar uitkom, maar as een se kar gaan staan langs 'n sneeubevlekte highway, ek's in. Mense, vir wat sit julle voor die TV op Kersdag? Nie ons nie heeldag nie, dis is ja. Nee, dis opbou vir Kersdag. Pierre, dit is soos rugbyspan moet oefen. Ek gaan vir julle ekstra werk uitdink. Dankie, baie dankie. Dis Kersfees kondisionering. Jy sien dan nou. Shar, kondisionering. Kom ons praat daaroor. Slaagsyfer in matriek bly onveranderd. Julle, ek het geweet hierdie gaan nogal 'n redelike drukkoker wees, want dit is iets wat ek gaan my verstout om te sê almal van ons 'n redelike opinie het oor. Maar uiteindelik nadat hulle Vrydag die debat gevoer het in die parlement, het hulle gister gestem. So Musi Maimane van Bossa het dit voorgestel dat die slaagsyfer van 30% na 50% gelig word en uiteindelik het hy met 'n redelike klomp stemme eintlik verloor. So altesaam 190 LPs het teen die resolusie gestem, net 87 wat vir dit gestem het. Die verdeling van die partystemme was vir my verskriklik interessant. My ook. ANC, DA, PA, VF+ en Al-Jamaa het almal teen dit gestem, terwyl die MK-party, EFF, IFP, Action SA, ACDP, Rise Mzansi, Bossa en dan die ATM het ten gunste daarvoor gestem. Maar wat interessant is die gesprek wat rondom die resolusie toe nou eintlik begin het, want Siviwe Kagube, ons minister van onderwys, sy het ook gesê dis belangrik om te onthou dit is nie 'n standaard 30% wat die nasionale senior sertifikaat slaagsyfer is nie. Jy moet uit die aard van die saak vir die huistaal 50% kry en dan ek weet dis 40 vir 2 ander en dan die 30%. Maar iets wat ek wel sê ek sal met haar gaan stem, is sy sê dis alles goed en wel dat die argument is ons maak mense gewoond aan middelmatigheid. Kyk, of jy sê ek dink nie 30% is middelmatig. Nee, ek dink is laer as middelmatig. Dis 100% laer as middelmatig myns insiens, maar die probleem lê laer. Ons almal onthou die studie wat gesê het 80% van ons graad 4 leerdlinge kan nie met begrip lees nie. So dit help nie jy sit nou 'n 50% op matriekvlak, maar jou graad 4's kan nie lees, wat almal in elk geval nou nog 'n produk is van 'n stelsel wat ons weet nie op hierdie stadium effektief werk nie. So ek wil vir jou sê ek vermoed dis nie die laaste keer wat hierdie resolusie voor die parlement gaan kom nie, want ons het 'n probleem in terme van onderwys. Nou, nie net van onderwys nie. Dit gaan natuurlik dieper. Dit gaan verder as net onderwys. Lees met begrip byvoorbeeld, selfs op universiteitvlak is skreiend. En dit sluit die meeste van die lektore ook in. Ek sal dit ruiterlik erken en sê dat baie lektore by die universiteit waar ek betrokke is, nie weet hoe om hulle taal te gebruik as hulle dit moet skryf nie. En die probleem is, Pierre, ek dink dis 'n generasie ding waar presies wat ek nou gesê het, ons sien nou wat die uiteinde is van die feit dat daar nie behoorlik enigstens geletterdheid geleer is op weer eens laer vlakke nie. Ek wil ook sê ek dink een van die goed wat baie goed is byvoorbeeld ook dat hulle baie hard beklei vir voorskoolse onderrig nou. En ek dink hopelik oor 'n paar dekades sal ons daai verskil sien, maar ek moet sê ek stem saam daar. Totdat ons daai nie reg kry nie, dit help nie ons sny die takkies af, maar ons wortels vrot nie. Ons het nie die kapasiteit om nou kinders, dis die realiteite, om nou kinders terug te hou vir 'n jaar of 2 jaar. Presies. Ons het nie daai kapasiteit in ons stelsel nie en dis ook maar te danke aan die onderwysdepartement. Ja. Maar ja. Ek gaan nou ophou bitter wees. Kom ons praat oor iets positiefs. Ag, lekker. Bankrot City Power. Hulle het nie genoeg geld nie, maar hulle het ons 'n peperduur konferensie gereël. Kyk, as jy enige ietsie doen by 'n Marriott Hotel byvoorbeeld, dis nou nie jou standaard kom ek boek gou in vir 'n aand want dit gaan my goedkoop uitwerk
tipe venue nie. So julle hierdie ek het net my oë gerol, regtig. Dit was belaglik. So wat interessant is hier, op 7 Oktober het Isaac Magena, die woordvoerder van City Power, vir die leuke onder ons is die kragverskaffer vir Johannesburg Metro, gesê dat hulle 1 miljard rand skuldrekening het, City Power dan nou self. Maar lekker toe nou hou ons konferensie einde Oktober by in Melrose Arch vir maklike klein geld 1.1 miljoen rand. Hoe lank was hierdie konferensie gewees? 2 dae. Is dit? Dit is dit. R500.000 'n dag. Maar tegnies gesproke was dit ook so effe onwettig, want daar is gesê dat jy nie hoër as 'n 3-ster venue mag boek vir so tipe iets nie. Ons almal weet dit is nie 'n 3-ster hotel nie en dan weer eens net vir 2 dae. Maar soos wat ons nou weet, is die verduideliking daarvoor vreeslik heuning om die mond gesmeer, want die mense wat daar was, dit is alles gedoen vir die toekoms daarvan, want op papier vir hulle is dit die waarde van die ooreenkomste wat daar gemaak is, die beleggings wat beloof is, baie meer as die 1.1 miljoen rand wat dan nou spandeer is. Ek is baie jammer. As jy 'n 1 miljard rand skuldrekening het, dan kan jy regtig maar by 'n goedkoper gastehuis dieselfde doen. Ja. Die gesprekke gaan nie beter wees as jy by 'n duurder venue is nie. Ja, ek dink die realiteit ook hiervan is nie net dat hulle krediteure skuld nie, dit is ook hulle kan nie substasies onderhou nie, so dit affekteer mense in Gauteng. En dan hou jy dit konferensie daar en jy sê vir my die konferensiefasiliteite was nodig geweest. Hulle sê ook hulle het nie hulle sprekers betaal nie, behalwe vir die een wat R64.000 gekry het vir die 2 dae. Ek voel jy moet eers na jou mense kyk, so of jy daai nou in 'n skoolsaal gehou het, gee ek reg om nie. Maar betaal jou krediteure wat jy moet en maak seker daar's substasies en krag vir die mense wat dit nodig het, wat hulle rekeninge betaal. Dis bietjie die kar voor die perde span. Hulle sê ook hier in die artikel, die bekendstelling van 'n program vir elektriese voertuie is ook daar ooreengekom. Is direkte gevolg as gevolg van die konferensie is vorderde stadium sê hulle. Maar jy moet eers kan krag verskaf. Wat een van die beste gedeeltes van hierdie hele artikel en dit gaan volgens wat jy gesê het ook Jennifer is dat hulle het juis die Marriott gekies omdat daar nie kragonderbrekings is nie en hulle nie kan bekostig. Nou is ek dis jou skuld dat daar kragonderbrekings is. Ek kan nie. Watter logika is dit? Nee, verstaan. Hou dan die konferensie die donker sodat jy besef hoe die meeste mense wil leef. Presies, en jy gaan nie eers in 'n geval 'n mini mobiele substasie kan vat nie want daar is nie van hulle nie. Presies. Okay, goed. So van een ding wat ons lekker omkrap na die volgende een, die Bella wet gaan voort en met 'n hele klomp mense ontstel gister. Ja, en die meeste mense wat ontstel is van skole wat ons ken as die ou model C skole of die Afrikaanse moedertaalskole. Voormalige model C skole word eers geteiken in hierdie verandering en implementering dan nou vir al daai omstrede regulasies wat ons nou al 'n miljoen gesprekke gehad het oor. So James Ndebe, die direkteur van die departement van basiese onderwys, hy het dit baie reguit gesê toe hy gepraat het met die parlementêre portefeulje komitee vir onderwys. Hy het gesê dat die diskriminerende praktyke wat die Bella wet eintlik op fokus word spesifiek dan nou gesien by hierdie skole, die voormalige model C skole of dan nou Afrikaanse skole, want hy sê dit gaan dan spesifiek oor die uitsluiting op grond van taal. Ek voel asof ons werklik hierdie gesprek al 100 keer gehad het, maar dis nou reguit gesê dat met die implementering van die Bella wet is dit waar hulle gaan begin. So daar's die taaltoelatingsbeleid wat ons almal weet ook teen hierdie tyd aanvanklik by 'n skool self lê, maar dat daai krag en daai autoriteit dan nou na die departement toe gaan skuif. So ek weet beheerliggame en skoolbestuure is regtig besig om in hulle broeke te bewe as gevolg van hierdie en warm onder die kraag te raak en dis ook te verstaan hè. Net interessant ook, daar is in KwaZulu-Natal is daar 729 van hierdie skole, Gauteng 618 en in die Wes-Kaap 506. So dit is nogal net vir my interessant om te dink hoeveel van die skole nog versprei is en eintlik as jy die syfers klink dalk baie maar dit nogal hoog in die honderds is, maar as jy dit in perspektief stel van die hoeveelheid skole
in die land, is dit nie baie nie. Wat interessant is wel, is hulle sê dat die gesprekke met die skole, hierdie kom nou van die departement van onderwys af, hulle voel dat dit suksesvol is en dat dit al vrugte afwerp. Die byvoorbeeld Kali Kriel van AfriForum sê dit is skokkend en teleurstellend dat spesifiek minister Gwarube wat 'n DA-minister is. Dit is in die DA was sterk teen die Bella-wet voordat hulle deel was van die regering van nasionale eenheid. So hy het ook gesê Afrikaanse kiesers verdien beter, want daar was byvoorbeeld mense wat spesifiek DA gestem het, want dit was vir hulle 'n lyn in die sand. Hulle die Bella-wet was een van die goed wat hulle gesê het, hulle is jammer, hulle gaan nie enigstens buig oor hierdie nie. Ons weet met die regering van nasionale eenheid was dit een van die groot gevegte in die begin gewees. Gwarube het nie opgedaag vir die teken van die Bella-wet resolusie in die eerste plek nie. So dis 'n baie moeilike situasie. Dit is nog eers gepubliseer nie. Maar die wet is precies. nie gepubliseer nie. Gwarube sê sy hoop dit sal Desember of Januarie hulle sal begin om dit te publiseer. Ja. So mense kan ook nie amptelik 'n standpunt daarteen inneem nie, want dit is nog nie gepubliseer nie. Want een van die goed wat sy ook toe gesê het is, en hy sal ook in Afrikaans gepubliseer word. So nou dink ek, alles goed en wel, maar ons is besig om nou te beklei teen iets wat ons nog nie amptelik op papier het nie. Want as jy 'n skoolbeheerliggaam is of 'n skoolbestuur is, waarvolgens werk jy? Ja. Ek wonder altyd oor die uitvoerbaarheid en dit sal vir my interessant wees om met onderwysers te praat wat wie se skole al dubbelmedium skole geword het, onderwysers wat by voormalige model C skole wees. Ek dink altyd myself, prakties gesproke, ons praat nou oor die wat is die beste vir 'n kind en ons moedertaalonderrig en die wetenskap daar agter. Maar hoe moet 'n onderwyser? Ja, en so my vraag is altyd as ek 'n kind het wie se derde taal byvoorbeeld Afrikaans is, wat nou by skool inkom en ek het 'n onderwyser wie se tweede taal Engels is. En hulle moet iewers mekaar in die middel vind. So nie een van hulle praat in 'n eerste taal nie verstaan so kyk ons regtig na die beste belang van 'n leerling en die opvoeding Die ontwikkeling van hulle en die potensiaal. ontwikkeling van hulle potensiaal want jy kan ook nie van iemand en baie mense, kom ons wees eerlik, sukkel met hulle tweede taal, verstaan wat nie hulle moedertaal, maak nie saak wat jou tweede taal is nie, almal is nie noodwendig tweetalig nie. So gaan jy werklik vir die kind, maak nie saak in watter taal dit is, die ander taal is, die beste opvoeding kan gee en onderrig kan gee en gaan hulle die beste potensiaal kan kry. Ek wonder net altyd daaroor. So spreek ons nie die verkeerde ding aan nie. Is dit nie nodig om beter skole in sekere areas op te rig en meer skole en beter onderwysers in ander tale op te rig, verstaan eerder as om skole te probeer 'n mengelmoes wees. Dit is baie interessant wees om te hoor mense wat prakties daarmee moet werk. Hoe maklik is dit om dit te implementeer? Dis vir my nogal 'n redelike parallelle lyn in terme van wat ons nou hier sien en iets soos die nasionale gesondheidsversekering. So in plaas daarvan om ons huidige te verbeter, instansies te verbeter, gaan soek ons nou 'n opsie B en hierdie is vir my presies dieselfde. So in plaas daarvan om die skole wat nog pittoilette het, nie stoele het nie, wat oorvol klaskamers het, om dit reg te maak, nou probeer ons eerder kinders versprei en ek stem 100% saam met jou daar. Maar dis nou dieselfde ding van waar olifante beklei word, die gras gekneus, besluite word geneem sonder om te praat met die mense op wie dit 'n praktiese implikasie gaan hê. Ek dink hulle sal met jou verskil as jy vir hulle dit sê. Maar nou moet 'n mens 'n bietjie praat, jy verwys na die departement van gesondheid. Aaron Motsoaledi, die minister van gesondheid, is skynbaar diep ontsteld oor wat hy nou vir die eerste keer raak sien, die bedrog in die gesondheidsdepartement. Nou eers. En hierdie is nou ook vir my, ek wonder in hierdie geval is dit wie jy ken en is dit omdat dit 'n hoë profiel klaagster was wat spesifiek na die ombud toe gegaan het van gesondheid. So ons almal onthou vir Dr. Mampela Rampele wat daai tyd nog 'n gang gestig het, 'n jaar later toe hy uit die politiek uitgetree het. So haar neef het 'n baie slegte ervaring gehad by die Pietersburg, die Polokwane provinsiale hospitaal as gevolg van die feit dat hulle hom nie reg byvoorbeeld getriage het nie, die mense was nie reg opgelei nie en regtig dit was 'n baie slegte ervaring geweest en op die einde het hy nou sy lewe verloor as gevolg van incompetence. En dit was een van die hospitale wat ondersoek is deur die ombud en
dis nou presies wat jy sê, Pierre. Nou het ons minister van Gesondheid, Dr. Alan Matsoaleri, nou gesê, dis onaanvaarbaar, want dit gegaan ook as gevolg van byvoorbeeld rekords wat nie reg gehou is nie, boonbehalwe die feit dat hulle nie die nodige vaardighede op die vloer gehad het, as mens dit so kan stel nie. En hy sê dit daar moet nou diep ondersoek ingestel word. Ek is jammer, ons is aan die sterkant van 'n Tembisa-skandaal ook. Hierdie is nie iets nuut nie. Ja, want hy praat oor rekords wat vervals is ook, onder andere deur 2 verpleegsters. Hulle praat oor dokters wat gesê dis 'n sekere tyd hulle gaan huis toe en hy sê maar jy is 'n dokter, kan nie net huis toe gaan nie, moet dan nou As jy dokter se kontrak net hernie, dat daar genoeg dokters is. Ja. Maar ek wonder ook nou, meneer Motsoaledi, soos besef jy nie hierdie is al lankal 'n krisis nie, soos met alle respek en mens wil nooit hê enigiemand hulle lewens verloor nie en hopelik nou dat iemand hulle lewens verloor het, skrik jy wakker wil ek amper sê, maar hoeveel mense het nie al hulle lewens verloor nie? Hoeveel mense is nie al deur die proses en moes ek weet nie in 'n hospitaal hê vir ure voordat hulle gehelp is, want dit was een van die probleme dat eintlik hy nie sy lewe hoef te verloor het nie, hy het net heeltemal te lank gewag. So ek soos in sepsis ontwikkel as gevolg van die feit dat hy nie die regte sorg gekry het nie. Ek wil wel sê wat hy gesê het, die ombuds se verslag wat niks gesê het oor byvoorbeeld 'n kriminele vervolging nie en waar Dr. Matsoaleri gesê het hy's baie jammer, hy sal nie baie keer verskil met 'n ombudsverslag nie. Hierdie is een van die min kere wat hy wel sê hy's baie jammer, hierdie kan nie net 'n administratiewe straf wees nie. Daar moet 'n meer kriminele vervolging gebeur vir iemand wat mediese rekords vervals. Dis vervalsing. Ja. Klaar. Kom ons gaan 'n bietjie na goeie nuus. Kom ons kyk na die wêreld se veiligste lande. Yes, lekker. Hierdie was 'n storie wat ek nogal gedink het, ons net so bietjie kan heuning op 'n vrotkoek smeer van wat 2025 baie keer was. Veral omdat dit vir ons voel asof daar regtig baie konflik is. Ja. En dit is 'n jaar wat gesien word as 'n jaar waar daar die meeste staatskonflikte was tussen lande. Maar tog is dis geen verrassing watter lande op hierdie lys is nie, want hulle is al die laaste 20 jaar redelik stabiel daar. So waarna hulle kyk om die wêreld se veiligste lande te bepaal, is goed byvoorbeeld soos moordsyfers, maar dan ook die veiligheid van hulle grense en dan praat hulle met mense self ook. So hulle doen kwalitatiewe navorsing ook en praat met mense en sê hoorie maar, voel jy veilig? Ja. IJsland sedert 2008 al nommer 1 op die lys. Ek dink is te koud om uit te gaan in 'n krimineel te wees. Dis presies wat ek wou sê. Behalwe vir Australië op daai lys. Is die res van die plekke te koud om te gaan beklei buite. En die ding is, Pierre, jy moet onthou, in Australië daar's te veel ander goed wat jy wil doodmaak. So jy's te bang om uit te gaan. Australië is op die lys. Hulle het selfs 'n 2% verhoging gehad in mense se gevoel van veiligheid. Dis nou IJsland. Ierland is die tweede een. Wat vir my interessant was dat Ierland so hoog op die lys is, want nogal historiese konflik in Ierland. Ja. Ek was ook verbaas oor Ierland die tweede is, ek moet eerlik wees. Ja, waarom Ierland wel tweede is en ek het gaan kyk hoekom, is die feit dat hulle die Engelsman sê dit so mooi en leaps and bounds verbeter het in terme van hulle veiligheid. So dit was meer 'n in verhouding tipe verbetering geweest daar. Nieu-Seeland, al die Suid-Afrikaners wat daar is, sal baie bly wees om dit te hoor. Oostenryk was die volgende een. Switserland voel vir my ook nogal soos 'n redelike vanselfsprekende keuse daar. Singapore was vir my 'n interessante een. Te drukkend om te beklei. Sit net stil. Ja, regtig. Ek kry te warm om iets aan jou te doen, voel maar veilig. Een van die goed wat die inwoners van baie van hierdie lande gesê het was, as jy kan ja antwoord op die vraag, kan ek in die middel van die nag gaan na 'n street vendor toe en vir my 'n ou worsbroodjie koop of so tipe iets, dan voel jy veilig. Dis 'n praktiese idee. Finland was vir my ook glad nie 'n verrassing gewees nie, maar toe wonder ek ook nogal want Finland is tradisioneel ook van die gelukkigste mense. Ja. So nou wil ek weet wat doen die ander 9 voor hulle dat Finland net nommer 10 is. Daar's niemand om te irriteer nie. Hulle bly die hele tyd binne. Dink jy ons sal gelukkig wees as ons in IJsland gaan bly? Nee, ek moet buite bly. Maar ek kan nie jy kla oor dit te warm is in Singapore is dis die 3 beertjies. Wat is vir jou net ek bly eerder in die land van geweld en heuning. Jy sien dan. Pierre, daai is een van die mooiste dinge wat nog ooit uit jou mond uitgekom het. Baie dankie. Hoorie, kom ons sluit vinnig af met die ou wat die Guinness wêreldrekord hou. Ag julle regtig, hy het nie genoeg om in sy tyd te doen nie.
Nie net hou hy die Guinness wêreldrekord vir die feit dat hy 147 T-shirts aangetrek het om 'n halfmaraton te hardloop Op een slag. Op een slag. Almal op een slag gedra. Dit was hy het doelbewus besluit om hierdie rekord aan te pak. Julle, regtig te veel tyd. Die man Lyk soos die Michelin man. vreemde seentjie hierdie. Maar ook hoekom hy vir my vreeslik vreemd is dis ook die man wat Dis die ou rosmannetjie daar, dis die ou op die bobbel. Ek dink nie hy's veronderstel om so te lyk nie. Dis al die T-shirts, ja. Hy's ook die persoon wat die meeste Guinness wêreldrekords hou. Ek dink hy het iets soos 150. Vir belaglike goed. Vir belaglike goed soos byvoorbeeld die meeste happe van 'n appel terwyl jy die appels Ag nee. Ja, juggle. Staan sweets. Ja. Okay, En, goed. en ook, jy weet daai belaglike speletjie wat seuns byvoorbeeld sal speel as hulle 'n cricketbat vashou, dan slaan jy nou die cricketbat. Ek kan dit nou nie met die iPad doen nie. Ek mag nooit dalk weer terugkom DG ooit Ja. toe nie. Die hoeveelheid kere wat sy arms hom nou of sy vingers hom geraak het. Oh my goodness. Julle die man kry mense uit om te kom time, om te kom toets. Dis die tipe rekord. raak geërf. Ek weet julle het gister gepraat oor rekords. Ja. So, toe dog ek bring vir julle 'n belaglike een en nie noodwendig. Jy dink jy gaan warm kry in Singapore? Probeer 147 TM dan. Ek gaan nie eens hardloop nie. Julle ek hardloop nie eers met een hemp of of maraton is ver genoeg, 'n kilo is ver genoeg net met een hemp. Ek weet nie 147 is heeltemal te veel. Shaar baie dankie vir die saamgesels. Dankie julle. Dis Shaar die kanaal, ons is nou weer terug. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.